Sy is vir meer as 30 jaar al 'n onderwyser en ook die president van die professionele vereniging vir Afrikaanse taalonderrig in Namibië, natuurlik Elaine de Klerk wat vandag by ons aansluit by Kletskompas om te gesels oor hulle pas afgelope jaarlikse konferensie. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is Irene Marie van der Walt en ek gesels vandag saam met Aurelia Afrikaner. Voordat ek by mevrou de Klerk uitkom, gesels ek en Aurelia Afrikaner oor die nuus in Môre se Republikein. Maar vir nou gaan ons na 'n kort advertensiebreek. Ons is nou terug. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Aurelia Afrikaner is vir 'n slag saam met my in die Kletskompas ateljee. Aurelia, hoe gaan dit? Goed, dankie. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan fantasties. Jy het nou kort voordat ons begin opneem met my vertel van die manewales van jou ma wat onderwyseres is. Nee, sy was vir 45 jaar was sy onderwyseres. En sy was in graad 1. Dit was in Mosap A en toe sit graad 1. My ma kon nie, ek dink dit was nog 2 jaar oor voor sy moes afgetree het, want my ma se droom, ja, kon as sy opstaan en skool toe gaan. Sy sê, "Ag, ek kan nie wag om af te tree nie." So, kan jy vir jouself voorbeeld. Wat Elaine de Klerk deurgaan as 'n groot. Hulle gaan deur baie. Ja, nee, Hulle gaan reg ek deur sê baie. ook, jy moet dissiplineer, maar jy mag glad nie tigtig nie. Dis die nuwe ding. Dis nie eers noodwendig 'n pak slaag gee nie, maar jy mag niks van die kind ontneem nie, want dan is jy nou wreed. En jy mag soos voorregte mag jy wegvat en sulke tipe goed om hom 'n les te leer nie en jy mag hom nie in die hoek laat staan nie. Ja, maar ons was deur dit. Sy dit. breinontwikkeling. Ja, Ons was deur dit en vandag is ons net sterker mense en mens moet sê dankie dat ons gedodge bietjie gekoes en jy weet. Ek is bly ek was deel van daai generasie wat nog kon bietjie getik was met liefde en so aan. Ja. En ons het geleer koes, chom. Ja, geleer. Toe ons die beste netbalspelers moes gewees het. Maar in elk geval, Aurelia, op 'n minder vrolike noot, in Republikein môre, vliegongeluk naby Oshakati, Dr. Andreas Voogd, wat sy lewe verloor het in daai ongeluk, wat hulle sê, hy het die voorlopige verslag dui, dat hy 'n swerm voëls wou vermy. En dit is toe die ongeluk nou gebeur het. Maar jy sien dit regtig verby as jy nou ook op die pad is en dan moet jy sien die drywer selfs probeer koes hulle. Nou wil ek verstaan, hoekom is hulle nou so baie op 'n laer vlak of dis in die paaie van het hulle nooit al iets so baie gekry by een plekkie. Ja, maar ek moet myself ook nou korrigeer hierso. Andreas Voogd het gelukkig nie sy lewe verloor nie. Gelukkig nie. Ekskuus, ek dink aan 'n heel aparte Dr. Andreas Voogd, ons is baie bly jy lewe nog. Ek dink aan 'n aparte vliegongeluk. Hy is ongedeerd, hy is heeltemal okay. Sy vrou het 'n geringe rugbesering opgedoen. Okay. So, sorry Dr. Andreas Voogd, ons is baie bly jy lewe nog. Ja, maar dit is iets waaroor ek al op Kletskompas met natuurbewaarders bespreek het, wat hulle sê, jy weet, die voëls speel so 'n belangrike deel in ons ekosisteem en dit maak dit eintlik lekker om te weet Dr. Andreas Voogd het dit ook besef. En probeer van ek sou net gevlieg het. Maar dit is 'n geweldige probleem dat daar minder voëls is. Hulle speel 'n baie belangrike rol in ons ekosisteem. Goggas ook. Ek weet ons hou nie van hulle nie. Ek het 'n vriendin, ek was oor die afgelope naweek by, hulle skaars in my huis hoor, ek en my doom, ons doen nie ding. Maar ek het 'n vriendin, ek was oor die naweek weer by haar, toe sa 'n gogga in haar deurkussyn, een van daai plattetjies, wat die ander goggas eet. Toe wil sy nie eers die deur self gaan toemaak het, sy sê vir my, Irene, maak nie die deur toe. Ek weet ons hou nie van goggas nie, maar hulle is eintlik baie belangrik. Maar ons het nou heel suid gegaan met hierdie storie. Ja, dit is nou maar net die voorlopige verslag van die Direktoraat vir Vliegongelukondersoeke.
Ja, so daar gaan nog 'n volledige verslag wees. Weer eens, ons is baie bly Dr. Andreas Voogd en sy vrou is alright. Ons hoop sy vrou se rug voel beter. Ja, en dan het ek ook môre 'n storie van Jana van Backstrom en dit was my geweldig lekker. Ek het nou net voordat ons in die ateljee ingekom het, dit klaar geskryf. Jana is 'n amateur fietsryer en sy beskryf haarself as 'n suksesvolle amateur fietsryer. En ek behoor hoe oud is sy? Sy is, ek dink middeljarig. Ek het nie mooi gevra al nie. die minderjarig ouerige mense wat altyd nog fiets ry. Ja, maar dit hang ook af wie jy vra om middeljarig te definieer. Volgens die Verenigde Nasies is middeljarig, ek dink iets soos 50. So die 40, hè? 45. Ja, was daar rond. Dis wat ek dink, hier laat 30s, Ja. 40s begin jy middeljarig wees. Maar die Verenigde Nasies, nee, dis 50 of 60 volgens die Verenigde Nasies of iets, ek weet nie. Maar ja, ek en Jana het geweldig lekker gesels en sy vertel my toe sy die Cape Town Cycle Challenge gaan ry die afgelope naweek. En so hier 16 km voor die eindstreep, het sy gevoel daar's iets fout met haar fiets en sy het toe nou gedink dis 'n part wat dalk net vastrek. Ja. En op die ou end het haar binneband toe gebars. En Jana besluit, nee, kom ek stap nou maar met die fiets. Hierdie 16 km. Daar's 'n video as jy die QR-kode skandeer wat aan haar storie aangeheg is, sal jy die video kry van Jana wat met haar fiets. Ek het dadelik opgegee as my fiets daar gebreek het. Ek sou daar gestaan het tot iemand my kom gekry het. Ja, en sy maar dis die liefde wat jy vir 'n sport het. As jy regtig die liefde vir 'n sport het, sal jy soveel goed doen. Sien jy, daar het sy haar fiets gevat en 'n fiets is 'n swaar ding. Hy's 'n bietjie swaar vir jou skouer om te dra, van nou kan jy hom nie stoot nie. Maar sien jy, daar is nog mense wat baie lief is vir sport. Ja, Jana het hom toe oor die skouer getel en sy sê ek stap nou maar totdat iemand my kom haal. Ek hoop iemand gaan my kom haal. En niemand van 'n tegniese ondersteuningsspan het haar toe op die ouend kom haal nie. En sy kom toe hierdie ou oomie met sy kruk. Kom sy toe tee en hy sê nee, ek het vir jou 'n spaar binnewand. Altyd. Daar by my huis. Hulle is altyd gereed. En waar is hy? Hy's aan hoer aan die kant. My koning. Hierdie oom se huis. Ek dink net hier om die draai. En Jana volg hom toe nou maar by die trappies af, gelukkig is sy kar daar geparkeer. En meantime sy's nog in hierdie resies, né? Nee? Sy moet eintlik nou tyd maak, maar ek dink in daai stadium het jy al opgegee. Ja. En sy gaan toe nou en sy sê die tannie maak die lekkerste koffie, sy het die lekkerste koppie koffie gekry. En hulle toe nou die binneband, die spaar binneband ingesit, maar die buiteband het toe nou ook half gebreek, né? So die binneband maak so 'n knop na buite toe. Toe moet hulle boxtape gebruik om hom vas te maak. En so gaan Jana al die energie net vir die liefde van fietsry. So gaan Jana aan. En sy besluit toe nou nee, sy vertrou nou nie hierdie boksband situasie nie. En sy kry toe nou 'n polisiebeampte op 'n polisiemotorfiets. En hy sê toe klim. En Jana klim met fiets op die skouer, klim sy op die motorfiets. En so is sy na die Cape Town Cycle Challenge se eindstreep toe. En dit was my geweldige lekker storie gewees. Nee, dit is regtig. Sy is ook betrokke by die I Love Boobies, 'n liefdadigheidsorganisasie vir vroue en mense met borskanker. En sy het hierdie rit nog voordat dit uitgedraai het, soos vir dit uitgedraai het, opgedra aan die suster van een van haar hoërskoolvriendinne wat tans ook chemoterapie ondergaan. En sy is ook betrokke by 'n APSA inisiatief She Untamed, waar sy nou eerskomende naweek die Cape Epic gaan aanpak, gaan begin. En hierdie She Untamed inisiatief het ten doel onder meer om vroue van kleur en persone van kleur te ondersteun, dan nou in fietsry ook, en Jana's dan nou die ondersteuningsfietsryer vir ander Namibiese fietsryer. Ja, so sy sê hierdie moes nou eintlik die oefenrit gewees het vir die Epic. Maar ja, toe as jy baie gereed wees. Sy sê gelukkig baie van haar statistieke, haar uithou vermoë, haar krag wat sy uitgesit het, daai tipe goed. Tot op die punt waar sy die bandprobleem opgetel het sy verskriklik goed gedoen. So sy sê sy voel goed oor die Epic, sy's opgewonde vir die Epic.
Maar sy het nou nie heeltemal die toetsrit gemaak soos wat sy gedink het sy sal. Dit 'n R3 vir haar, Ja. so ry. Ja, maar sy sê ook in ons gesprek sy gaan maar 2 rolle duct-tape pak. Volgende Want Net sy om sê seker te duct-tape sal nog hou as sy hom moet tape, nee, maar Ja, die maar bokstape die situasie het bokstape- nie vir gewerk nie. Maar Maar ja, mens kan regtig waar sien dat sy regtig die liefde vir sport het en daai fiets moet ons maar 'n naam voorgee van. ja, Met al die liefde waarmee hy of sy gedra was is ongelooflik. ja. Ja. Nee, ek het lankal gesê, luister, ek is nou opgesukkel, gaan staan jy maar daar Ja, fietsie. nee. Dis alright. Ek sal dit van hier af vat en maratoon geklap het totdat iemand my kom haal. Ek het klaar opgegee daar en dan waar hy Ja. gebreek het. Nee, as hy net so bietjie begine skit dan hoe? Sorry man. Dis alright, ek gee op. Maar ja, Aurelia, ons gaan jou nie laat opgee op die dag nie. Ons het ongelukkig net so baie tyd op Klets Kompas. Anders Anders het weer terugkom met goeie nuus van die gemeenskap, moenie worry nie. Ja, Ja. met 'n lekker storie So. waaroor ons kan lag. Dankie dat jy saam met ons was, Aurelia. Ons is nou weer terug met die weer. Wat ontstaan. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Wat ontstaan. Ons gaan loer nou na die weer vir môre. Dit is baie gedeeltelik bewolk met 'n minimum van 25 grade Celsius en 'n maksimum van 35. Op Swakopmund ook 'n minimum van 22 grade Celsius en 'n maksimum van 27 grade Celsius. Ons aanduidings is dat die oosweer woed op Swakopmund en teen die kus. 'n Sonnige dag op Ariamsvlei met 'n minimum van 23 grade Celsius en 'n maksimum van 34 en ook 'n sonnige dag op Reebot met 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 30. Op Katima Mulilo 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 21 grade Celsius met 'n reënerige dag daar. Gedeeltelik bewolk op Otjiwarongo met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 25 en ook gedeeltelik bewolk in die hoofstad met 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 27. In this week's Agri Monitor, we take a look at the news, auctions, upcoming events, and we listen to a speech by Dr. Fiona Anderson, the manager of Agri Provision, as she inspires the 29 graduates that just finished their certificates and diplomas. So, Dr. Fiona told the students, don't just be job seekers, be job creators. She emphasized that Namibia's agricultural sector requires a new generation of professionals who blend practical field expertise with digital innovation and ethical leadership. According to Dr. Anderson, this mindset is the key to overcoming recurring droughts, securing food production, and ultimately driving long-term economic growth for the nation. Then in the show, we're also going to look at the upcoming auctions. Some of the major ones that are coming up is on 13 March, Agri Auctions as the Northern Small Stock Production Auction, and also on the 13th of March, Namibia Livestock Auctioneers as the Kalahari Genetics Auction in Stamford. 19th of March, Agri Auctions as the Samahalingstad Auction and also Commercial Auction, and then on the 24th of March, Agri Auction as the Laret Brahman Auction here in Windhoek, and then on the 27th of March, Namibia Livestock Auctioneers as the Omega Meat Masters 9th Annual Auction in Stamford. In the show, we'll also be looking at some of the events. We are tracking the agricultural events that are happening and upcoming.
The first two that are upcoming is on the 28th of March, will be the Hoogveld Dynamica Day. And also on the same weekend, the 28th of March, it will be the Hartbeeskloof Farmers Day. From the 11th to the 12th of April is the Namibia Agricultural Union's Agri-Braai that will be in Gubamus and hosted by the Sonop Farmers Association or Union. 12th May is Nampu for 2026, and on the 6th June is Kalkveld Agri Mega Day. Enjoy the show, tune in tonight, and I'll see you when I see you there. Ons land ontstaan. Ons land ontstaan. Die president van die Professionele Vereniging vir Afrikaanse Taalonderrig in Namibië, oftewel die PVATN, Elaine de Klerk, saam met my in die Kletskompas ateljee. Elaine, hoe gaan dit? Ag, dit gaan baie goed. Baie dankie dat ek hier kan wees. Dit is fantasties om jou by ons te hê. Dis 'n Ek is so voorreg. opgewonde. Dis 'n baie groot Ek voorreg. wil gou by jou hoor. Ja. Nommer 1. Ja. Hoekom voel jy 'n organisasie soos die PVATN is belangrik? Hoekom nie net organisasie vir onderwys nie? Hoekom spesifiek Nee. Afrikaanse taalonderrig? Weet jy, want Afrikaans, ons droom in Afrikaans, dit ons eet en ons doen alles in Afrikaans. So dit is so belangrik dat jou moedertaal, dat jy gestand bly daaraan. En daar is soveel dinge wat ons by die PVATN doen wat net wonderlik is. Ons reël hierdie kongres. Ons het dit in 2000 het ons begin met dit wat dit gestig is. En ons het net 1 jaar dit nie gehou, net 'n jaar van COVID wat dit nie wat so hierdie jaar was die 25ste PVATN kongres wat ons gehou het. So dit is ongelooflik. En ons fokus regtig op Afrikaans as vak. Hoe dit gedoen word en wat ons kan doen en hoe ons mense kan inspireer om die taal te praat en dinge te doen. Onderwysers kom met vrae na ons toe. Ons gee vir hulle antwoorde. As ons nie ken nie, dan kry ons inligting en ons help vir hulle waar ons kan. En die vereniging speel 'n baie belangrike rol in hierdie netwerk van die onderwyser in die vlak van die Afrikaans. Hoe om dit te verbeter. En ons het ook baie areas wat ons in werk en so dit is ook 'n baie gespesialiseerde netwerk. So ons kyk na graad 0 tot 3. Ons kyk van graad 4 tot 7, 8 en 9, 10 tot 12 en dan kyk ons na eerste taal en tweede taal Afrikaans. So daar's verskriklike baie goedjies wat ons doen. Nou by die konferensie kry ons ook kundiges van Suid-Afrika af soos Elaine de Klerk en Fanny Viljoen, baie bekende skrywers wat ons invlieg hiernatoe. En dan kry ons ook mense wat soos die Vriende van Afrikaans, die ATKV Suid-Afrika, wat ook hier na ons konferensies toe kom en dan kom gee hulle vir ons inligting. So ons is regtig baie bevoorreg om hierdie konferensie te kan hou. Ja, ek moet vir jou sê, net uit daai vraag uit het ek seker nog 10 vrae vir jou. Ja. Eerstens, kom ons begin by Ja. hierdie kongres. Dis Ja. die hele rede hoekom jy hier by ons kom Ja. kuier om te vertel oor die kongres. Jy het nou vir ons baie inligting gegee, Ja. maar vir jou, wat was die hoof ding wat jy daaruit geneem het? Okay, hoekom dit nodig was. Ja, wat het jy daaruit Weet jy, gevat? dit is hierdie fantastiese vangnet vir ou en vir nuwe onderwysers. Weet jy, en ek wat 'n ou juffrou is, het elke dag ietsie geleer. So dit was vir my so 'n fantastiese openbaring en dit is so inspirasie en hierdie wonderlike samesyn wat ons het. En ons het ook motiveringsspreker gehad, Janine Buys, wat ons in trane gehad het. Ons het seker by die 5de sin al vir ons in trane gehaal, want sy het hierdie wonderlike verhaal om te vertel en vir ons te vertel dat sy daai kindjie was wat daar voor daai onderwysers gesit het en 'n hartseer gehad het binne in haar en net gehelp wou word. So dit was baie wonderlik. Ons het wonderlike sangers gehad. Ons het die onderwysers bietjie vermaak. En weet jy wat, baie van hulle het vir my gesê dit is so nodig. Hulle het dit so nodig gehad om net bietjie bederf te word met ietsiekie anders en
ek moet vir jou sê dit was een van die groot hoogtepunte vir my gewees. En ja, ons was almal baie entoesiasties en ons het baie geleer en daar was nou goedjies byvoorbeeld soos in die netwerkfunksie waar veral by die hoërskole waar nie ek betrokke is by die skakeling met die onderwysers en die nasieners. Ja. So ons het met dit mee te doen gehad en ook die DNEA, dit is die mense wat betrokke is by die eksamens en die assesserings in Namibië, wat baie belangrik is, want daar's baie onderwysers wat nie regtig weet hoe om te assesseer en hoe om dinge te doen wat regtig belangrik is, om die taal vlot te laat verloop en goed te laat doen nie, Ja, NEED, net so 'n vinnige nota as jy nie weet wat NEED is nie. NEED is die afdeling binne in die Namibiese Ministerie van Onderwys, Vernuwing, Jeug, Sport, Kuns en Kultuur, spesifiek by onderwys nou natuurlik, wat te doen het met die ontwikkeling van curriculums, verskeie curriculums, en om te verseker dat ons curriculums op 'n sekere standaard is, net sodat jy weet. En dat die curriculum ontwikkel, tesis is vir curriculumontwikkeling. Ja, dat ons nie in 2026 nog leer van die gebeure in 2006 nie. Nee, dit is waar. Ja, en dan my volgende vraag is, ons weet, Aurelia wat voor jou hier was, sê haar ma was 'n onderwyseres en sy was ook so opgewonde om af te tree. Want daar's geweldige uitdagings wat onderwysers in die gesig staar, maar ondervind jy dat Afrikaanse onderwysers spesifieke uitdagings in die gesig staar wat ander onderwysers dalk nie ervaar nie? Ek sal sê hulle definitief uitdagings, want daar is kinders wat nie kan lees nie. En as 'n kind nie kan lees nie, kan hy basies niks doen nie. Hy kan homself nie help Hy nie. kan homself nie help nie, hy kan niks word nie. Ek sê altyd vir my kindertjies, onthou as jy nie kan lees, jy kan nie eens 'n straatveer word nie. Want dan gaan jy die verkeerde strate vee en hulle gaan vir jou afdank. So dan wil hulle baie graag lees, want hulle wil tog nie afgedank word nie en hulle wil tog die verkeerde strate gaan vee nie. So dit is baie belangrik. Die taal is net wonderlik en vir baie van die kindertjies is die Afrikaans hulle derde taal. Verstaan jy? So dit is hulle hoor die taal op 'n ander manier. Alles klink vir hulle anders en dit is vir hulle regtig moeilik om die taal te hoor. Ja. En dit vat my net maar in my volgende vraag en 'n vraag wat ek so baie op Kletskompas vra is, hoe bewaar ons Afrikaans? Jy weet ons praat geweldig baie oor vir Engels. Hoe min mense Afrikaans praat, jong kinders Afrikaans praat en wanneer hulle Afrikaans praat, is dit of vir Engels of dit is verdraai en nie meer 'n suiwer Afrikaans nie, maar tog kom daai argument van die ontwikkeling van die taal en dit is ook ter sprake dat Afrikaans gaan ontwikkel met hierdie verskillende invloede. Maar hoe moedig ons jong mense en kinders aan om Afrikaans te praat? Ek sal sê die groot ding is om 'n voorbeeld te stel. Hoe praat jy jou taal? Praat jy jou taal vloeiend? Meng jy dit nou met 'n tweede taal? En daar's eintlik so baie goedjies wat ons kan doen. Ek het 'n paar voorbeelde gedoen, praktiese wenke wat ons kan doen. Ons kan storie leesaande hou. Jy kan selfs vir jou kind lees. Dit is so belangrik. Ek weet ek het vir my kinders, toe hulle klein was, elke aand het ek vir hulle gelees en hoe lief hulle vir die taal is en hoe goed hulle in hulle taal is omdat dit gedoen is, want dit skep daai sekuriteit. My mamma hoor my hart en ek hoor my mamma voor ek slaap. So dit is vir my baie belangrik. En dan veral in die platteland sal ek sê om sulke oop boekrak of 'n openbare plekke te maak met boekrakke en laat die mense kan gaan boeke uitneem en terugbring en laat hulle bietjie so geselsaande hê oor hierdie boeke, want dit is vir my ook verskriklik baie belangrik. Konsert hou is natuurlik maar een van my gunstelinge. So ek hou baie van dit. Ook poppekas is ongelooflik lekker, veral vir die kleiner kindertjies en hulle hoor die taal en hulle woordeskat word ook opgebou met dit, so hulle hoor meer. En dan het Dr. Woes vir my 'n woordjie gegee, spelbytjies. Dis nie spelling bee nie, dit is spelbytjies. So spelling bee
so spelkompetisies wat vir my baie pragtig was. So ek wou dit daarom net vir haar noem. En dan 'n redenaarskompetisies, want met redenaarskompetisies is ons toekomstige advokate, prokureurs, onderwysers, want as jy kan joernaliste. So enige ene wat kan praat, kan ook kan 'n werk gaan doen waar jy met kan praat. So wat baie belangrik is. So ja, dit is ja. En om te lees. Lees. Ek sê vir my kleintjies ook, as jy kan lees, is jou kop deur. Absoluut. Dan is alles half gewin. Ja. Ek moet sê, ek moet nou die vertrek 'n bietjie lees en vir julle sê ons multimedia operateur is Saraya Mentor het vir my die teken gegee. Ons het ongelukkig nie meer tyd oor nie, maar baie dankie dat jy saam met ons was, Elaine. Dis 'n groot plesier. Ek groet sommer nou saam met jou, Elaine. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het by Klets Kompas. Onthou, ons is elke aand om 8uur op Netwerk Televisie, dis DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25 in Namibië, as ook oneup2.com sou jy dit aanlyn verkies. So tot môre van my en Elaine en Saraya Mentor is dit. Mooi bly.